Dis so groot voorreg om 'n pa te wees. En tradisioneel dink ek word paas gesien as die iemand wat vir sy kinders sorg. Iemand wat vir hulle moet voorsien. Dan natuurlik ook iemand wat hulle moet dissiplineer, né? En ook iemand wat hulle moet beskerm. Maar om 'n superpa te wees verg soveel meer as dit en daarom wil ek vandag vir jou 6 dinge gee wat 'n superpa moet doen. Hallo, baie welkom by die video. Vandag gesels ek oor hoe om 'n superpa te wees. Ja, meer as sommer net 'n gewone pa, né? En ek hoop jy het al gesubscribe. As jy nog nie, druk gerus die knoppie net hier onder aan die regterkant van die skerm. En dan is jy ook natuurlik welkom om die video aan te stuur, dit te share met enige iemand vir wie jy dink dit iets kan beteken. Kyk die video tot op die einde, want ek het vir jou 'n mooi storie en 2 ekstra tips heel op die einde. So kom ons kom by die eerste ene. Om 'n superpa te wees beteken jy moet liefdevol wees. Ja, jy moet vir jou kinders wys jy is lief vir hulle. Gee vir hulle drukkies. Sê vir hulle jy is lief vir hulle. Om drukkies te gee en liefde te betoon word gewoonlik met ma geassosieer. Maar jou kinders, of dit 'n seun of 'n dogter is, smag ook dat pa vir hulle sal wys hy is lief vir hulle. En seuns en dogters is seker anders en elke kind is uniek in die opsig. Party se love language is aanraking, party se is nie. Maar hoe dit ook al sê, elke kind het 'n behoefte dat sy pa aan hom moet raak, aan haar moet raak. Ek onthou my oudste dogter Karlien, ek het 'n diens een keer al gebruik en ek het maar die kans gevat en vir haar gevra, hoe weet jy pappa is lief vir jou? En toe sê sy vir my, want pappa sê dit vir my en pappa gee die lekkerste drukkies. Jy moet vir jou kinders wys jy is lief vir hulle. Om te sê, is dit baie keer net nodig om met hulle te stoei en te speel en fisies te raak met hulle. Maar jy moet aan hulle raak. Want kinders, ons as mense het die behoefte om aangeraak te word. In die Bybel lees ons op meer as 27 plekke dat Jesus aan mense geraak het. Want hy weet, dit is hulle behoefte. Hy het aan klein kindertjies geraak. Ons moet ook ons kinders vashou, vasdruk. Ons moet liefdevol wees teenoor hulle. Die volgende ding wat 'n superpa doen, is hy spandeer tyd saam met sy kinders. Ja, hy is daar vir sy kinders. En ek onthou so 'n klompie jaar gelede het ek by 'n restaurant gewees. Ek was in die Sondagmiddag alleenig en ek het gesit en eet by die restaurant daar by die See in Port Elizabeth. En toe kom daar 'n pa en 'n seun in en hulle gaan sit by die tafeltjie reg langs my. En ek het hulle dopgehou, want albei van hulle het hulle fone by hulle gehad, hulle smart, slim fone. Maar nie een van hulle het met mekaar gepraat nie. Dit was 'n lieflike sonskyndag. Die see was so mooi. Hulle het nie eers daarna gekyk nie. Die enigste 2 woorde wat hulle met mekaar gepraat het, was toe die pa vir die seun gevra het toe die kelner die bestelling kom neem, wat wil jy hê? En die seun gesê het, dit en dit wil ek hê. Verder was hulle net op hulle selfone ingestel. Hulle het nie eens geweet van mekaar nie. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet tyd saam met ons kinders spandeer, paas. Ja, as jy 'n superpa wil wees, moet jy tyd saam met jou kinders spandeer. En nie net fisies daar wees nie, maar jou verstand moet ook saam met jou daar wees. Jou volle aandag moet jy aan jou kinders gee. Dit bring my by die 3de ding wat 'n superpa doen. Wees laf. Ja, wees snaaks. Lag saam met jou kinders. Dis baie belangrik dat kinders ook weet, pa kan lag en pa hou van lag. En wat vir een snaaks is nie vir 'n ander snaaks nie. Maar as jy 'n pa is, sal jy ontdek wat jou kinders van hou. Wat laat hulle lag? Miskien is dit gesig te trek, miskien is dit om wegrippertjie te speel, miskien is dit om mekaar skrik te maak, of dalk is dit terg. Wat dit ook al is, deel 'n grappie met mekaar, lag gedurig. Ja, om dit in die Engels te stel, have fun. Die 4de ding wat 'n superpa moet doen, is om konsekwent te wees in sy dissipline. Ja, dit bring ons by die dissipline, dis baie belangrik. Ons moet 'n vriend wees vir ons kinders, ons moet fun wees, maar ons moet ook ons kinders dissiplineer. Maar onthou, dissipline, reëls, is nie daar vir mense wat nie verantwoordelik kan wees nie. Nee, dink so daaraan. As alle mense op aarde verantwoordelik was en ander in ag neem, het ons geen reëls en geen wette nodig nie. Maar hoe minder verantwoordelik mense optree, hoe meer reëls en wette moet daar wees. So leer dit ook vir jou kinders. As hulle verantwoordelik is, maak die wette en die reëls bietjie minder. Maar wees konsekwent in die toepassing daarvan. Moenie dat jy vandag vreeslik kwaai raak oor iets en môre gebeur dieselfde ding en dan sê jy, okay, ek is nou net nie lus om te dissiplineer nie. Ek gaan dit nou maar net laat gaan nie. Nee, terwille van jouself, terwille van jou kinders, wees konsekwent in jou dissipline. Die 5de ding wat 'n superpa doen, dis miskien so 'n bietjie kontroversieel, maar ek glo daaraan.
jy moet fiks wees. 'n Superpa is 'n fikse pa. Ja, jy hoef nou nie die marathon of die Comrades te kan hardloop in onder 7 uur nie, maar jy moet ten minste weet dat jy gesond moet wees. Eet gesond, doen oefeninge, want anders gaan jy net eenvoudig nie die energie of die lus hê om tyd saam met jou kinders te spandeer nie. En kinders hou so daarvan as jy saam met hulle kan speel en saam met hulle goeders kan doen. So, wees daarom maar fiks. Jy skuld aan jou vrou om fiks en gesond te wees, maar jy skuld dit ook aan jou kinders. So, doen maar daai bietjie moeite. Oefen saam met hulle. As hulle klein is dit maklik, nee, dan tel jy hulle sommer so op jou bene terwyl jy sit-ups doen, of jy laat hulle op jou maag sit terwyl jy besig is, of op jou skouers sit terwyl jy push-ups doen. Maar oefen en wees gesond en fiks. En dit sal jou help om meer geduld ook met jou kinders te hê en meer pret met hulle te hê. En dit bring my by die laaste ding wat 'n superpa doen. 'n Superpa is homself. Ja, wees jouself. Jy is nie perfek nie. Jy gaan foute maak. En erken dit as jy 'n fout gemaak het. As jy verkeerd opgetree het, as jy jou dalk onregverdig was teenoor 'n kind van jou, sê vir hulle jy's jammer. Wys vir hulle dat 'n man sy foute kan erken en kan sê ek is jammer. Ek wil vandag afsluit met 'n storie en dan ook met 'n laaste 2 tips vir superpaas. Die storie is 'n ware verhaal. Dis 'n storie van Johan, 'n seun wat in standaard 9 graad 11 was en hy het vasgesit met sy pa en sy ma. Hy was 'n moeilike tiener gewees. En die een laatmiddag het hulle vasgesit en beklei en gestry en hy het gedreig en hy het gesê maar ek gaan loop, ek gaan wegloop van die huis af. Ek wil nie meer hier bly nie. En hulle het gedink ja, nee, hy sal dit nooit doen nie want hy het al voorheen so gesê. Maar daardie dag het hy die deur agter hom toe geklap en toe hulle laat die aand in sy kamer kom en vir hom gaan soek. Toe sien hulle hy het sy tassie gepak, hy het 'n rugsak gepak en hy was voort, hy was weg. En hulle was so bekommerd, hulle het hom deur die nag gesoek, hulle het aan die polisie toe gegaan, hulle het almal gebel wat hom moontlik kon ken, maar hulle kon hom nie in die hande kry nie. Na 'n paar dae ten einde raad het hulle na 'n uithangplek van jong mense in die dorp gegaan en daar het hulle 'n poster opgesit en gesê Johan, ons is lief vir jou, asseblief kom huis toe. Ek kry jou môreoggend hierso. Die volgende oggend 8 uur, toe hulle daarso by die uithangplek kom, was daar nie minder nie as 6 seuns wat se naam Johan was. Elkeen van hulle wat weggeloop het van die huis af, maar elkeen van hulle wat 'n behoefte gehad het dat hulle ouers vir hulle sê, ek is lief vir jou. Kom terug, kom huis toe. Miskien is jou verhouding met jou kinders nie op die oomblik wat dit moet wees nie. Dis nooit te laat om dit reg te stel nie. Al gaan dit tyd vat, al gaan dit dalk moeilik wees en al gaan jy nie mooi weet hoe om te begin nie. Begin om jou kind te kontak. Begin om met jou kind te probeer praat. Begin om verskoning te vra vir jou aandeel aan hierdie slegte verhouding. En sê vir jou kind, maar ek wil begin regmaak. Ek wil regtig daar wees vir jou, want ek wil ook graag 'n superpa wees. Die laaste 2 tips wat ek vir superpaas het is, wees aanpasbaar en wees dankbaar. Ja, wees aanpasbaar. Jy moet nie rigied wees nie. Jy moet aanpasbaar wees. Hoe meer aanpasbaar mense in die lewe is, hoe makliker is die lewe net vir jou. En dit is ook waar van pa wees. Dinge werk en draai nie altyd so uit soos wat jy hoop en soos wat jy beplan nie. Maar wees aanpasbaar. En dan, wees dankbaar. Wees dankbaar teenoor die Here dat hy daai kinders vir jou gegee het. Koester hulle. Sê ook vir die Here, Here, dankie vir hulle en bid elke dag vir jou kinders. Ek hoop hierdie tips om 'n superpa te wees, help jou sommer baie. En laat my gerus weet in die opmerkings hier onder die video, wat jy doen as pa, wat vir jou werk, deel met al ons ander. En ja, so leer ons by mekaar. Mooi bly, lekker dag verder, totsiens.